Here, Heilige Gees, U waai soos die wind oor 1000 koringlande, binne en buite die grensdrade, want U wind waai waar hy wil. Here, Heilige Gees, U is die son wat op die grond skyn en die kleinste saadjie tot lewe laat ontkiem, sodat dit tot 'n eislike boom kan groei. Geliefdes, genade en vrede vir jou van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, en dit deur die werk van sy Gees in elkeen van ons se lewe. Toe ek 16, 17 jaar oud was, het 'n vriend van my een aand saamgenooi na 'n kerk en hy het gesê ek moet my nou regmaak want daai aand gaan daar iets baie besonders met my gebeur. En ek was gereed vir dit en toe ons nou daar is, toe nooi na die tyd, nooi die dominee of die pastoor van die kerk, nooi hy ons almal vorentoe en hy sê, vanaand gaan hy bid dat ons die gawe van die Gees ontvang. En dit klink toe vir my wonderlik. Ek sou graag die gawe van die Gees wou hê. En so bid hy toe en hier begin hierdie vriend van my, hier langs my, begin hy in tale praat. En ek is stom verbuister, want daar gebeur met my niks. So, na die tyd, toe sê die pastoor vir my, nee, hy stel voor, ek gaan huis toe, en dan maak ek 'n lys van al my sondes, en ek gaan bely alles wat ek al ooit verkeerd gedoen het, gaan bely ek teenoor die Here, en dan kom ek die volgende aand weer. Daardie nag het ek nie geslaap nie, want ek het gedink oor al die sondes wat ek onthou, ook daardie wat ek nie kon onthou nie, en ek het toe sommer ook geantisipeer vir so 10, 15 jaar vooruit. As ek maar geweet het. So die vriend van my, natuurlik baie bly oor wat met hom gebeur het, gesels ons die volgende dag by die skool en ek sê vir hom, nee, joh, dis vir my baie sleg, dat jy nou die gawe van die Gees ontvang het en ek nie. En hy sê, nee man, moenie bekommer nie, vanaand is die aand. En so is ons terug na die kerk, en na die diens, toe vat hulle my nou daar, saam met my vriend, na 'n kamertjie agter in die kerk, en toe sit nou nie net die pastoor nie, maar sommer al die ouderlinge ook. En hulle het vir my bebid, van 'n kant af. Daar het niks gebeur nie. Ek was verskriklik teleurgesteld. Want ek kon sien wat hier met hom gebeur. En ek kon sien dat dit wat hier met hom gebeur, vir hom baie besonders is. As iemand dis vir my sou vra, glo ek dat daar iets bestaan, soos mense wat in tale praat, verseker. Maar dit is nie iets wat met ons almal gebeur nie. So kort daarna, is ek by 'n ander geleentheid, glad nie so 'n spirituele geleentheid nie, en ek hoor hierdie musiek, en ek gaan julle nou nooi om saam met my na hierdie musiek te luister. Toe ek hierdie musiek hoor, was dit vir my 'n enorme troos, want ek het daardie taal verstaan. Ek het die taal van daardie musiek verstaan. Vir my was dit die stem van God se Gees. En terwyl ons na hierdie musiek luister, dalk hoor jy, soos ek, daardie aand God se Gees in daai musiek. Vir my was dit iets van 'n vergestalting van God se Gees wat oor die water sweef. Luister bietjie of jy kan hoor wat ek daai aand gehoor het. Maar as dit nie die musiek is nie, dan is die vraag, wat is dit vir jou? Ek het byvoorbeeld 'n kollega wat beweer dat hy God se Gees hoor op sy fiets. So wat is dit vir jou? Luister saam met my na hierdie pragtige musiek, Sweet Antique van Rutter.
Een van die bekendste en ook een van my gunsteling tekste oor die Gees van God is hierdie teks in Johannes 3 vers 8, wat sê, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Die interessante ding van hierdie teks is dat dit, alhoewel dit van God se Gees praat dit nie net van God se Gees nie, maar ook van ons. Want dit sê, dit werk so met mense wat uit die Gees gebore is. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, maar daar's vir my iets aan die een kant fascinerend en aan die ander kant iets wat my vreeslik versigtig maak vir die feit dat 'n mens geen beheer oor God se Gees het nie. Dat die wind van die Gees ontembaar en 'n onvoorspelbare teenwoordigheid is. Ek dink in hierdie gedeelte wat ons nou hier lees, Johannes 3 vers 8, is daar hierdie baie pertinente fokus wat sê, ja, dis waar. God se Gees is ontembaar, is onvoorspelbaar, is nie onder ons beheer nie. En in 'n sekere sin nooi die Gees van God ons om na dieselfde plekke te waai waarheen hy waai. Per implikasie beteken dit, ons het nie so baie beheer oor waar ons dalk mag opeindig nie. En ek weet nie van jou nie, maar dit is tegelykertyd skrikwekkend en 'n groot uitnodiging. Ek dink vir party van ons, as 'n mens hierdie met die verkeerde ore hoor, dan kan 'n mens hoor dat jou ego kan hoor dat jy nou maar roekeloos en onverantwoordelik en onvoorspelbaar mag raak. En dis alles behalwe wat hierdie teks sê. Daar is party van ons wat dink dit is wat dit impliseer. Ek kan roekeloos wees, ek kan onvoorspelbaar optree, ek kan onverantwoordelik wees, maar soos ons gisterand gesê het, daai tipe optrede sal nie in lyn wees met die agenda van die Gees nie. Want die agenda van die Gees is mos altyd in lyn met die agenda van Jesus Christus. So ons kry nie saam met hierdie teks 'n vrypas om te maak net wat ons wil, om te maak en breek soos ons wil nie. Ons kry veel eerder 'n uitnodiging om saam met die beweging van die Gees te gaan. Al verstaan ons nie altyd wat dit van ons vra nie. Hierdie gedagte dat God buite die boks is glad nie vreemd aan die Bybel nie. Om die waarheid te sê, Jesus se hele lewe is eintlik 'n getuienis van buite die boks wees. As ek nou maar net 'n paar voorbeelde kan noem. Etes saam met allerhande obskure karakters. Iemand sê, so ruk terug hoor ek hoe iemand sê, die reputasie wat aan Jesus toegedig is, dat hy 'n vraat en 'n wynsuiper was, is nie iets wat 'n mens sommer toevallig opdoen nie. Hy praat met vrouens in die openbaar. Hy voldoen nie aan die reinheidswette nie, hy hou nie by die reëls van die Sabbat nie. Hy pas sommer net nie in die boks nie. Die gelykenis van die verlore seun is ook 'n skitterende voorbeeld van God wat buite die boks optree, wat roekeloos en ontembaar is. Net so roekeloos soos wat die seun met sy onverantwoordelike en sy onnadenkende optrede is, net so roekeloos is die Vader in die storie met sy liefde en met sy goedgunstigheid, met sy vrygewigheid en sy genade. Een van die skitterende beelde wat ons het van hoe God se Gees ons partykeer saamneem na plekke wat ons nie noodwendig verwag nie, kry ons in die effek van die noordewind in die fliek Chocola. Ek weet nie wanneer laas het julle hierdie fliek gesien nie. As jy dit lanklaas gekyk het, kan jy dit gerus weer gaan kyk. Hierdie fliek Chocola is eintlik 'n ongelooflike mooi metafoor vir hoe God ten diepste in ons lewe en in die kerk en in vaste samelewingsstrukture sou wou werk. Vian, die hoofkarakter in die fliek, het hierdie ding in haar. Elke keer as die noordewind opsteek, dan is daar iets in haar wat geroep word in die rigting van die wind. En dan gaan sy saam. Sy gaan in die rigting van die wind.
En dan is die effek daarvan dat sy elke keer in 'n nuwe gemeenskap, in 'n nuwe dorpie ingewaai word, dat sy mense se ou maniere van dink uitdaag, dat sy die maghebbers van die kerk en van die dorp uiters ongemaklik laat, dat sy moeilike vrae vra wat vir jare nie gevra is nie, en dat sy as ware 'n nuwe gees in die dorp inwaai wat dinge nogal op sy kop keer. So net om ons so 'n bietjie te herinner en jou dalk weer lus te maak om die fliek te kyk, wys ek vir ons hierdie baie spesifieke toneel. Kom ons kyk daarna. Who the hell are you? We hear about the patisserie. We'd like to rent it. And the apartment above. Where are you from? Well, we lived in Andalusia for a while. And let me see. Before that, Vienna. And before that, Before that, Athens. Pavia. Pavia. Yes. Pantouf hated it there, Pantouf is a kangaroo. but he can't hop. Bad leg. War injury, huh? I'll expect you to keep it in good condition. Nou, as jy hierdie fliek al gesien het, dan weet jy wat hierna gebeur. En dit is dat sy op 'n manier hierdie dorp op sy kop keer. Een aand lê sy saam met haar dogtertjie in die bed en dan vra Anouk vir haar ma, Vian, om vir haar die storie van haar ouma en die noordewind te vertel. En dan vertel sy die storie en sy eindig die storie deur te sê, until one winter day, a sly wind blew in from the north. En dan praat die storieverteller verder in die agtergrond. En ek wys vir julle die woorde. But still, the clever north wind was not satisfied. It spoke to Vian of towns yet to be visited, friends in need yet to be discovered, battles yet to be fought. Die vraag wat hierdie metafoor vir ons vra is, hoe oop is ek en jy? Dat die Gees van God ons waai daar na waar ek en jy volgende nodig is. Nou dit beteken nou natuurlik nie dat ons soos Vian en Anouk elke keer ons tassies moet pak en met ouma se as na 'n nuwe dorp moet trek nie, want dis letterlik wat met hulle gebeur. Maar dat ek 'n kind van die wind sal wees, net daar waar ek my gewone lewe elke dag leef. Ons gaan môre aand 'n bietjie verder hieroor gesels, dat die wêreld nie noodwendig al die uithoeke van die aarde is nie, maar die wêreld is daardie plek waar jy môreoggend jou oë oopmaak. Daardie plek waarheen ek en jy môre gaan om te gaan werk of watter dag dalk ons ook al verrig. Maandag aand het ek gesê dat die Gees van God die wind van die lewe is. Gisteraand het ons gepraat oor die Gees as 'n sagte bries wat op sagte maniere in ons wil werk om ons te omvorm, maar dat die Gees ons nie gaan forceer nie, alhoewel ons baie maklik kan weerstand bied teen dit wat die Gees wil doen.
Vanaand sien ons hierdie eienskappe van die Gees wat amper so effens paradoksaal klink met dit wat ons die vorige 2 aande gesê het. Ons sien dat die Gees ontembaar is, in 'n sekere sin roekeloos, buite die boks, 'n onbeheerbare wind. God se Gees pas nie so lekker in ons skemas in nie. En ek dink dis vir ons mense baie moeilik, dat God baie dikwels ander planne het as wat ons het. Ek vermoed dit het al baie keer met jou gebeur, dat daar 'n situasie in jou lewe was waar jy so 'n bietjie probeer kyk of jy God se arm gedraai kan kry. Of omdat jy dalk dink jou idee vir wat hier moet gebeur is tog nou voor die hand liggend baie beter as God se idee. Of dalk is dit doodgewoon gewees omdat jy probeer het om so 'n bietjie mag uit te oefen oor die situasie, of om te kyk of jy op 'n manier beheer kan neem oor dit wat hier rondom jou gebeur. Dalk het jy jouself al in so 'n situasie bevind, dat jy absoluut oortuig was, dat dit wat hier moet gebeur, jou plan die beste plan is. Net om uiteindelik in groot frustrasie en ontnigtering, weke of maande later agter te kom, dat jy jouself presies weer bevind waar jy was, of heeltemal op 'n ander plek, as wat jy gehoop het jy gaan wees. Ek dink elkeen van ons probeer maar so nou en dan om op 'n manier God se Gees so 'n bietjie te forceer om dinge te doen soos wat ek dit wil hê. Maar ek dink ons grootste uitdaging is of ons gaan meegee aan dit waarmee die Here in ons lewe wil besig wees. Let wel, daar's 'n baie groot verskil tussen 'n passiewe en 'n onwillige abdikasie, waar ek sê, ag, nou ja, teenoor 'n gewillige meegee aan 'n dieper en 'n ruimer wysheid as dit wat ek in myself kan vind. 'n Aspek wat hierby aansluit, wat ek vermoed vir die meeste van ons nogal regtig moeilik is dat die Gees ons dikwels konfronteer met dinge in ons lewe wat moet sterf. Ons is mos geneig om te dink dat as ons praat van lewe in oorvloed, dat dit so 'n bietjie op 'n manier net maanskyn en rose beteken en dat hierdie pad wat die Here vir my sou wou gee, eintlik 'n gladde pad is. Ek weet nie waar ons aan die idee kom nie. Op een of ander manier dink baie van ons dat God eintlik ten diepste vir my net 'n gladde pad wil gee. Ergens in ons koppe steek daar so iets vas. Maar as ons kyk na die evangelie, dan sien ons baie duidelik dat God se pad van lewe altyd siklusse van lewe en dood behels. En daarom is prosesse van dood en prosesse van lewe eweveel deel van dit waarmee God met ons wil besig wees. Die enkele aanhaling wat hierdie vir my die heel beste verwoord, en ek vermoed dit is een van my gunsteling aanhalings nog ooit, is hierdie woorde van Albert Haase. Hy sê, we have so emphasized the life dimension of the New Testament that we have avoided coming to grips with its death dimension. We have avoided the fact that in the gospel, life comes out of death, not out of life. Trying to bring life out of life attempts to escape the necessity of dying to the old parameters of our existence, the necessity to relinquish the brokenness of our being, the necessity of letting go of those things that warp and misshape and distort who we are. Hierdie is vir ons 'n baie moeilike ding, om te besef dat God baie dikwels van my vra, dat ek deur prosesse van sterf moet gaan, en dat dit die werk van God se Gees in my lewe sou kon wees. Soos ons vanaand hier sit, is hier baie van ons wat sit met verwikkelde situasies, met ingewikkelde goed in ons lewe nou,
wat ons nie uitgepleis kry nie. Met situasies waar ons die ervaring het dat iets besig is om te sterf. En vanaand vra hierdie metafoor van God as die ontembare wind vir my 'n baie moeilike vraag. Dit vra of ek bereid is om oop te wees daarvoor, dat die Gees van God ook waai, waar hy wil, binne die doodsheid en die vasgelooptheid en die probleemversadigde en uitsiglose dinge van my lewe. 'n Goeie vriend van my sê altyd, wanneer 'n mens deur hierdie pynlike, swaar kry, doodgaan dinge gaan, sê hy hierdie woorde: Sometimes you have to allow one thing to die, so that something else can live. Sometimes you have to allow one thing to die, so that something else can live. Dis nie 'n lekker ding om te hoor nie, want my idee van lewe is dikwels gemak en uitkomste wat volgens my agenda moet wees en presies uitwerk, soos wat ek dit graag wil hê. God se idee van lewe neem ons dikwels na geweldige ongemak en voel nie noodwendig altyd soos lewe nie, omdat dit nie strook met my eie idee van hoe ek dinge wil hê nie. En daarom word ons genooi om oop te wees daarvoor, dat die Gees dalk met ander prosesse in my en jou lewe sou kon besig wees. Dinge wat ek dalk nog nie kan insien nie. Hierdie ontembare wind van die Gees is ook baie meer divers as wat ons besef. As ons moet praat oor diversiteit, dan vermoed ek dat die meeste van ons regtig nie so gemaklik is met diversiteit en met andersheid, soos wat ons graag wil sê nie. Ek weet dit is in die mode om oop te wees vir andersheid, en ons almal sê ons is oop vir mekaar se diversiteit, maar laat dit nou net gebeur dat iemand te anders as ek is, of te divers as ek is, dan is ek skielik nie heeltemal meer so oop nie. Ek weet hierdie is nie lekker dis nie vir my lekker om dit te sê nie, en dis ook waarskynlik nie vir jou lekker om dit te hoor nie, maar die meeste van ons is baie meer fundamentalisties en dualisties as wat ons bereid is om te erken. Ek het al dikwels gedink in gesprekke met mense daaroor gesels, dat 'n mens nogal geneig is om te dink dat dit net konservatiewe mense is wat fundamentalisties is. Maar dit is glad nie waar nie. As jy met liberale mense te doen kry, wat totaal ander sienings as konservatiewe mense het, dan sien jy hoe fundamentalisties kan liberale mense wees. En daarom is dit ook goed as ons maar eerlik oor onsself praat, en dat ons sê dat ons waarskynlik eerder herstellende of recovering fundamentaliste en dualiste is, wat elke nou en dan terugval in ons ou patrone. Ek dink dit is dalk vir ons goed en gesond om te erken dat ons meer fundamentalisties en dualisties is as wat ons eintlik wil toegee. Maar nou is 'n belangrike vraag, is hoe kan ons oper wees vir die diversiteit van die Gees waar hy wil. Ons gaan môre aand bietjie meer in detail hieroor praat, maar net so 'n paar opmerkings vir nou. Ek dink eerstens is dit belangrik dat ons sal besef dat hierdie diversiteit presies is wie God is en wie God kies om te wees, en hoe God tussen ons werk. God werk tussen ons deur diversiteit. Ek het maandag aand gesê dat in die skepping is een van die groot take van God se Gees, twee dinge wat eintlik lyk asof dit uiteenlopend is.
maar terselfdertyd gebeur. Die een taak van die Gees is om soveel as moontlik kreatiewe en diverse vorms van lewe te skep. En dan onmiddellik daarna is die Gees besig om al hierdie diversiteit in homself nader te trek en te verenig. Hierdie is 'n baie belangrike beginsel om te verstaan van hoe God in ons lewe werk. Aan die een kant skep God hierdie diversiteit. Soos dat ons vanaand hier sit, is ons in 'n sekere sin homogeen, maar totaal divers. En aan die ander kant wil God ons saambind te midde van ons diversiteit. So God wil die hele tyd besig wees om kreatiewe en diverse vorms hier tussen ons tot stand te bring, tot ons eie groot frustrasie. Want hoe meer diversiteit en andersheid daar tussen ons is, hoe moeiliker raak dit vir ons mense. Maar God se Gees sal altyd probeer om een groot reuse ekosisteem van liefde en harmonie te skep. Een van die sentrale tekste as dit gaan oor die diverse werking van die Gees van God is hierdie pragtige 1 Korintiërs 12. Hoor net hoe mooi skryf Paulus hieroor. Daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar's 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee, en hoor hierdie woorde, tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawe van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. Wat 'n ongelooflike gedagte om hierdie woorde weer te hoor, wat sê, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee, tot voordeel van almal. Ons is so anders en ons is so divers, omdat ons veronderstel is om in ons andersheid en diversiteit almal saam een legkaart te bou. Almal saam een prentjie te vorm. Om ook by mekaar te leer, mekaar te kan waardeer vir mekaar se andersheid. En dan hierdie mooi woorde wat sê, maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel, soos hy wil. Een van die moeilike goed van diversiteit is dat dit vir ons vra oor dinge soos aanvaarding, verdraagsaamheid, toleransie. Ons gaan nie vanaand dit in diepte uitpak nie. Maar ek dink jy hoor net in hierdie woorde alreeds die spanning in jouself. Dink 'n bietjie aan daai mense met wie jy gereeld te doen kry, wat jy sukkel om te aanvaar, teenoor wie jy sukkel om verdraagsaam te wees. Natuurlik is dit so, dat ons eie voorkeure en afkeure mag hê. Ons is mos daarom genadiglik nie almal eende van dieselfde dam nie, en ek dink ook nie ons hoef te wees nie. So as ek 'n blou en 'n groen mens is, beteken dit nou nie dat ek skielik pers en oranje moet word nie. Maar dat ek wel soms kan raak sien dat wanneer blou en groen en pers en oranje bymekaar kom, dit regtig 'n baie kleurvolle prentjie skep. Om ten minste
hierdie openheid te hê. Stel jouself voor, hoe goed funksioneer dinge, daar waar ons selfs net 'n raps meer oop is, vir die diversiteit wat God se Gees skep, en waar ons wel daarin slaag, om mekaar se andersheid te vier. Stel jou voor, wat kan gebeur, as elkeen van ons net 'n klein bietjie meer oop is. Brian McLaren skryf 'n pragtige ding oor God se Gees wat hom nie laat voorskryf deur ons mense nie. Hy sê, through the years I've found that the Spirit does not respect labels much. Not for that matter does the Spirit work on my timetables, produce miracles on demand, guide me to a blissfully happy and trouble-free life, or exempt me from the mistakes by which all humans seem to learn most of what they really know. But the Spirit of Jesus is real, active, powerful, present, and wonderful. Of this I am deeply confident. This gives me the confidence to be a person of the Spirit. Daar's baie maniere hoe God se Gees in ons wil werk. Mag ek en jy nie die fout maak om dit waarmee God se Gees wil besig wees te beperk om in ons klein boksies in te pas nie. Soos ons aan die begin van vanaand gesê het, is hierdie ook my gebed. Here, Heilige Gees, U waai soos die wind oor 1000 koringvelde, binne en buite die grensstrate, want U wind waai waar hy wil. Amen.